Goeiedag en baie welkom by nog 'n digitale diens. En vandag het die Here dit op my hart gelê om jou te praat uit die woord uit Jeremia 29 vers 10 tot 14 en oor die onderwerp wat weet God en wat weet ons? So kom ek lees vir ons saam uit Jeremia 29 vers 10 tot 14. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot na my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here. Ek sal julle terugbring na die plek toe waarvan ek julle in ballingskap weggevoer het. Wat eintlik gebeur het is ons het 'n bediening aan haweloses. Elke Dinsdag dan is daar so tussen 40 en 50 haweloses wat kom en dan hou ons vir hulle 'n diens en ons gee vir hulle baie lekker bord kos, ons gee vir hulle liefde, ons ken hulle name, ons luister na hulle stories. En ons het ander gemeentes gevra om ons met hierdie bediening te help. En een van die gemeentes wat ons help, daar's 5 gemeentes wat help is amper sê ek Laerskool Hartenbos is Hartenbos gemeente en Dominee Duffy, die dominee van Hartenbos gemeente, kom toe om die boodskap te bring aan die 7 mense. En hy sê toe die volgende, en dit is waar hierdie boodskap eintlik begin het. Hy sê, wat weet hy? Vra hy, wat weet ek? Hy sê, ek weet eintlik min. Ek weet nie wat gaan môre gebeur nie, ek weet nie of ek die regte besluit geneem het nie, ek weet nie of ek genoeg geld gaan hê nie, ek weet nie wat, ek weet eintlik min. Baie min. Maar toe sê hy, en wat weet God? Toe sê hy, God sê, ek weet. En wat weet God? God weet alles. God weet wat gaan môre gebeur. God weet wat lê in my toekoms. God weet van my verlede, God weet van my sonde. God weet of ek die besluite wat ek neem goed of nie goed is. God weet alles. Ons wil dinge weet. Ons wil weet hoe gaan dinge uitdraai. Ons wil weet wat gaan môre gebeur. Ons wil weet of ons kinders okay gaan wees. Ons wil weet of ons besluite die regte besluite is. Ons wil weet of ons gesond gaan word. Ons wil weet wat God besig is om te doen. God weet al hierdie goed. Maar ons weet dit nie. En ons hou nie van dit nie. Ons probeer die onbekende draaglik maak. Ons probeer in beheer wees. Deur goed te wil weet wat ons eintlik nie weet nie. Maar eintlik moet ons erken, ons weet nie. Ek weet eintlik baie min. Ek weet eintlik niks. Maar luister mooi wat sê God hierso in sy woord. Hy sê nie julle gaan weet wat gebeur nie. Hy sê nie ek sal vir julle alles verduidelik sodat julle mooi kan verstaan nie. Hy sê nie julle sal verstaan waarom alles gebeur nie. Hy sê nie hy gaan vir ons alles uitlei nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê net, hy weet. Dis tog interessant, dat in hierdie gedeelte wat ons gelees het, is God baie spesifiek. Hy sê, oor 70 jaar, dan sal ek Jerusalem terugbring. God weet presies. Hy weet presies van tyd, hy weet presies wanneer, maar met my, of met ons,
praat God nie altyd noodwendig so presies soos in die woord hier gesê word nie. Of miskien hoor ons hom net nie mooi nie. Maar in hierdie gedeelte sê die Here baie spesifiek. Hy sê, so sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. En wat dit eintlik vir my sê, is dit sê vir my dat God weet. God is in beheer. God weet presies wanneer gaan die uitkoms wees. God weet presies wat lê in ons toekoms. Wat weet ek en jy van die toekoms? Wel, ons weet eintlik nogal baie. Ons weet God gaan by die toekoms by ons wees. Ons weet dat hy gaan by ons wees tot die volleinding van die wêreld. Ons weet dat hy is vir ons lief. Ons weet dat ons sy geliefde seuns en dogters is vir wie hy goeie dinge beplan. Ons weet dat as ons sterf, dan gaan ons hemel toe. Ons weet eintlik baie, né? Maar die presiese dinge in ons lewe weet ons nie. God is nie Nostradamus nie. God is nie 'n toekomsvoorspeller of 'n waarsêer wat vir ons sê dit en dat en so nie. Nee, hy lei ons in die toekoms in. Hy hou altyd sy beloftes. Hierdie week het ek 'n reënboog oor die see gesien en toe dink ek daaraan. God hou altyd sy beloftes, want 'n reënboog is 'n teken van die belofte wat hy aan Noag gemaak het. Wat van 'n begrafnis? Ek doen net nou 'n begrafnis, dis hoekom ek so netjies aangetrek is. Wat van 'n begrafnis? Wat weet ons by 'n begrafnis? Baie. Ons weet baie. Ons weet dat as die persoon in Jesus glo, dan is hulle by die hemel, in die hemel. Ons weet die Heilige Gees is by ons. Wat God wel nie sê nie, soos ek gesê het, is hy gee nie vir ons presiese detail oor ons toekoms nie, maar hy sê hy ken die toekoms, hy weet wat gaan gebeur. Het jy al daaroor gedink dat dit eintlik 'n baie goeie ding is dat ons nie die toekoms ken nie en dat net God die toekoms ken en dat hy dit nie aan ons openbaar nie? Want dan weet ek nie of ons vir die lewe gaan kan sien nie. En ons dinge gaan verkeerd uitdraai. Kom ons sê ek gaan na 'n waarsêer toe, nou nie dat ek dit doen nie, maar kom ons sê ek gaan na 'n tannie in 'n karavaan toe waar op die straathoek staan, ek wonder of mense dit nog kry, en sy sê vir my, jy gaan eendag met 'n blonde meisie trou, en hier kom my vrou oor my pad, en sy het bruin haar, en dan sê ek, nee, dis nie die regte een vir my nie. Dan vat ek eerder die blonde meisie, sien jy? Toekomsvoorspelling manipuleer ons, en God wil ons nie manipuleer nie. Wat is God se motief? Psalm 103 vers 8 sê dit vir ons baie mooi. Hierdie woorde kom 7 keer in die Bybel voor. Daar staan, ons weet dat 7 is die volmaakte getal, so dit sê wie God is, wie is sy karakter. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Barmhartig, God se hart klop warm, genade, hy gee nie vir ons wat ons verdien nie en ons kry wat ons nie verdien nie. Lankmoedig, hy lank moet ons uit. En vol liefde, hy gee vir ons liefde. Dit is wie God is. God soek altyd sy eer en nooit 'n mens se eer nie. Dankie tog vir dit. Dit klink snaaks as ek dit sê, dit klink 'n bietjie narcisties, né? Maar dit is nie. Want God se eer is volmaak. En God het nie dieselfde versoekings wat ons het nie. Sodra dit oor mense gaan, is dit 'n gemors. Maar sodra dit oor God gaan, dan is dit goed. En God se eer streef altyd na genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Dit is wie God is. Mense se eer is 'n probleem. God se eer is nooit 'n probleem nie. Ons wil dat seëvier. Maar ons moet eintlik weet dat God se plan is vol barmhartigheid, genade, lankmoedigheid en liefde. Dit is die regte plan. Dis genade dat ons nie weet wat die toekoms inhou nie, maar dat God weet. As ek nie weet nie, beteken dit
dat God ook nie weet nie? Nee. As ek nie verstaan nie, beteken dit dat God ook nie verstaan nie? Nee. God weet alles. Hy verstaan alles. Wat beplan hy vir ons? 'n toekoms, 'n verwagting, vol barmhartigheid, genade, lankmoedigheid en liefde. Maar ek en jy wil in beheer wees. Ons wil in beheer van ons eie lewe wees, ons wil in beheer wees van die mense naby aan ons. Geloof is nie, ek weet wat gaan gebeur nie. Geloof is, ek weet wie gaan saam met my. Geloof is nie, ek weet wat gaan gebeur nie. Geloof is, ek weet wie gaan saam met my en hy gaan my lei tot sy eer. Ons, ek en jy, soek altyd die kort pad. Is dit nie so nie? Maar in die lewe is daar baie paaie en daar is baie keer maklike en moeilike paaie, maar die God se pad is gewoonlik die moeilike pad. Dink aan Jesus se moeilike pad wat hy gestap het en wat God vir ons gee. God se pad is gewoonlik die moeiliker pad, die harder pad. Kom ons sê, hier's 'n metafoor, net 'n metafoor. Kom ons sê ek en God ry op 'n tandemfiets, dan sal ek mos nou wil voorry sodat ek die maklike paaie kan kies. Maar dit sal nie reg wees nie. Ons wil eintlik vir God laat voorry. En watter paaie sal hy kies? Hy sal miskien die berge en die dale kies want hy wil vir ons 'n ervaring gee. Hy wil vir ons vorm. Hy wil vir ons, omdat hy so lief is vir ons, wil hy vir ons karakter vorm. Hy wil van ons mense maak wat tot sy eer sal lewe. Vers 12 sê dit so mooi. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Sal God ons gebede verhoor? Ja, hy sal, maar God gaan nie vir ons gee wat ons wil hê nie. God gaan vir ons gee wat hy wil hê en dankie tog daarvoor. Maar weet jy wat vind ek? Dat God se genade is so groot. Sy barmhartigheid en sy liefde is so groot, dat baie maal gee vir my presies wat ek vra. Hy gee vir my presies wat ek vra. Maar net as dit tot sy eer is, en net as dit my karakter gaan vorm. Ek en jy wil mos God se wil ken. Ons wil mos met ons hele hart daarna vra. Ons wil mos weet, Here, wat is u wil? En wat is God se wil? God se wil is dat almal gered moet word. God se wil is dat ons hom en mekaar sal lief hê. God se wil is dat ons hom sal dien. God se wil is dat ons sal lewe tot eer van hom en dat ons ten volle sal lewe. Die Bybel is vol van God se wil. God se wil is dat ons sondes vergewe sal word in die naam van Jesus. God wil hê ons moet by hom in die hemel wees. God se wil is eintlik baie duidelik. En miskien is ek weet nie 'n geloofsbelijdenis. Ek weet nie, Here, maar u weet. Ek weet nie wat môre bring nie. Maar hy is reeds daar. Ek weet nie hoe die probleme opgelos gaan word nie, maar u weet. Miskien is ek weet nie 'n geloofsbelijdenis. Soms is die grootste wonderwerk die feit dat God stadig werk, want dit maak dat ons hom ontmoet. Vers 14 van wat ons nou net gelees het. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit ballingskap uit. Hoe lank was die Israeliete in ballingskap? En dit is in die tyd wat hulle vir God ontmoet het, want in die valleie groei die bome die hoogste. Is dit nie die hele punt nie? Ons vertroue op hom, ons verhouding met hom, die feit dat ons hom vertrou, omdat hy weet, ons is nie geroep om die toekoms te dra nie. Die toekoms is te swaar las vir my. Wat gaan van my word? Hoe gaan ek alles alleen hanteer? Dit is te swaar. God roep ons om vandag te dra. In Matteus 6 vers 34 sê Jesus dit self, sy eie woorde, hy sê, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Wat sê Jesus vir ons? Hy sê, vat elke dag op beslag. God roep ons om alles te verstaan nie. God roep ons om hom te vertrou. God roep ons nie om sy plan ten volle te ken nie. God roep ons om hom
te volg. So wat is die punt? Hierdie een sin, ek weet. So wanneer jy bang raak, sê ek weet. Ek weet nie, maar God weet. En wanneer jy bang raak, sê ek weet nie, maar God weet. En wanneer jy moeilike besluite moet neem, sê ek weet nie alles nie, maar God weet. En wanneer jy iemand verloor het en niks sin maak, jy kan jy sê ek verstaan nie alles nie, maar God weet. En wanneer die toekoms onseker voel, kan jy sê ek weet nie wat voor lê nie, maar God is reeds daar. Dis die geheim van hoop. Hoop is nie om seker te wees dat alles volgens my plan gaan gebeur nie. Hoop is om seker te wees dat God se trou groter is as my onsekerheid. Kom ons bid saam. Here my God, dankie dat U alles weet, al weet ons baie min. Maar ons weet, Here, dat U genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde is en ons vertrou vir U, selfs al weet ons nie. U weet.